Hallo almal, in hierdie video gaan ek vir jou leer wat is optellingsinverse en hoe om 'n vergelyking in algebra op te los. Om probleme in algebra op te los, kan jy 'n algebraiese vergelyking maak. Byvoorbeeld, wat moet by 35 getel word om 40 te kry? Jy kan 'n vergelyking hiervoor maak. En die vergelyking sal dan wees x plus 35 is 40. Met ander woorde, wat sal x se waarde wees? Los op vir x. Dit is duidelik dat 5 bygetel moet word. 'n Vergelyking bestaan dus uit 3 dele. Daar is 'n linkerkant, daar is 'n is-gelykant teken en daar is 'n regterkant. 'n Vergelyking moet altyd gebalanseerd wees. Dit beteken dat die linkerkant moet gelyk aan die regterkant wees. Nou voordat ek vergelykings verduidelik, gee ek vir jou 'n uittreksel uit een van my vorige lesse waar ek net weer verduidelik wat optellingsinverse is, want dit benodig jy om vergelykings op te los. Optellingsinverse. Elke heelgetal het 'n teenoorgestelde. Die teenoorgestelde van 3 is minus 3. Die teenoorgestelde van minus 25 is 25. Positiewe en negatiewe getalle wat ooreenstem word genoem die optellingsinverse. Wanneer ons 'n getal en sy optellingsinverse bymekaar tel, is die antwoord 0. Voorbeeld, gee die optellingsinverse van die volgende getalle. Ons begin by 21. So 21 se teenoorgestelde se optellingsinverse sal wees min 21. B, min 53 se optellingsinverse is plus 53. En 'n mens hoef nie die plus te skryf nie, ek doen dit nou maar net om dit vir jou bietjie duideliker te maak. C, minus 102 se optellingsinverse is plus 102. Laaste een, D, 6200 se optellingsinverse is min 6200. Nou dat jy weer weet wat optellingsinverse is, gaan ek vir jou verduidelik hoe om 'n algebraiese vergelyking op te los. Nou die vraag is dan nou, los op vir x. En dan gee ek vir jou 'n vergelyking. En die vergelyking is dan x min 3 is gelyk aan 4. Nou wat los op vir x beteken is, jy gaan dan nou eintlik vir x alleen kry. En wat 'n mens doen is, jy gaan nou die optellingsinverse gebruik, die konsep daarvan. Nou die eerste ding is, as jy die x alleen wil kry, wat jou dan nou pla hier aan die linkerkant is die min 3. En wat 'n mens dan doen is, jy gaan min 3 se optellingsinverse, met ander woorde sy teenoorgestelde, gaan jy aan albei kante by plus. Hoekom plus? Want min 3 plus 3 is 0. En dan, omdat dit 'n vergelyking is die reël wat jy aan die linkerkant doen, doen jy aan die regterkant. Daarom sal jy ook aan die regterkant 3 bytel. En dan het jy eintlik jou vergelyking gebalanseer. Aan die linkerkant het min 3 en plus 3 nou uitgekanselleer en net x is oor. En dan aan die regterkant vind jy 4 plus 3, jy tel dit bymekaar en die antwoord is 7. Nou gaan ek gou vir jou wys, kom ons toets of ons antwoord reg is. Nou, 'n mens toets 'n vergelyking deur te sê, daar is nou, ons vergelyking x min 3 is 4 en ons wil toets of ons linkerkant gelyk is aan ons regterkant. Nou, ons linkerkant was x minus 3.
Die antwoord wat ons gekry het was 7. Nou, deur substitusie gaan ons dan vir x is gelyk aan 7 in sy plekkie in vervang. En dan aan die regterkant is daar 4. Nou kom ons kyk of ons linkerkant ook 4 is. Met ander woorde, 7 minus 3 is gelyk aan 4. En wat sien jy? Die linkerkant is wel gelyk aan die regterkant, dus ons oplossing x is gelyk aan 7 is die regte oplossing. Kom ons kyk nou na nog 'n paar voorbeelde. Die vraag los op vir x. En dan gee ek vir jou die vergelyking, x plus 2 is 4. So wat jy wil doen, is jy wil vir x alleen kry. En wat jou pla, is die plus 2 wat aan die linkerkant is. So wat jy doen is, jy gaan die optellingsinverse van plus 2, wat min 2 is, vat, en beide kante gaan jy dan minus 2 aftrek. Nou, aan die linkerkant kan jy sê, plus 2 minus 2 is niks, en dan het jy vir x alleen, en aan die regterkant 4 minus 2 is 2. En dan as jy wil, kan jy somme in jou kop gou die x wat 2 is terug vervang, en jy kry 2 plus 2 aan die linkerkant is dan 4, en aan die regterkant 4, dus x is 2 is die oplossing. Volgende som, x minus 5 is gelyk aan 9. Weereens, los op vir x, so x wil jy alleen kry. Wat jou pla, is die minus 5. So die optellingsinverse van minus 5 is plus 5. En wat jy doen is, om jou vergelyking te balanseer, moet jy beide kante 5 bytel. Aan die linkerkant is dit dan minus 5 plus 5 is niks, en aan die regterkant het jy dan 9 plus 5 is 14. Kom ons los nog 'n vergelyking op. 1 plus x is 7. Nou, al wat nou hier gebeur het, is die volgorde is net 'n bietjie anders. In die vorige somme was die x eerste en die konstante tweede. Nou is dit net 1 plus x, dis presies dieselfde soort som. So ons gaan net vir x alleen kry, maar aan die linkerkant wat ons pla, is plus 1. Onthou, as daar niks voor die plus staan nie, dan is daar 'n as daar niks voor die 1 staan nie, is daar 'n deurskynende plus. Dus, die optellingsinverse van plus 1 is min 1. Wat doen ons daarmee? Beide kante gaan ons 1 aftrek. So links min 1, regs min 1. Aan die linkerkant sê ons dan 1 minus 1 is niks nie, en x bly oor, is gelyk aan, en 7 minus 1 is dan 6. X is 6. Nou gaan ons weer vir x oplos, maar jy gaan sien, skielik is die koëffisiënt, die getal voor x, is nou nie meer net 1 soos die vorige vraag nie. Hier het ons nou ietsie nodig, wat ons noem die inverse bewerking van vermenigvuldiging is deling. Nou waar pas die vermenigvuldiging in? Onthou jy, as hier nou 2x staan, dan staan daar eintlik 2 maal x. En ons wil vir x oplos, so dit beteken ons wil vir x alleen kry. En nou dit is wat die die inverse bewerking vir vermenigvuldiging is deling. So ons gaan die 2 moet wegdeel. En dis 'n vergelyking, ons moet hom balanseer. Dus wat ons aan die linkerkant doen, doen ons aan die regterkant. So ons het 2x gehad, ons het met 'n 2 gedeel, sodat ons kan sê 2 gaan in homself in 1 keer, 2 gaan in homself in 1 keer, sodat ons net 1x aan die linkerkant het, is gelyk aan, en dan aan die regterkant kan jy sê 2 gaan in homself in 1 keer, 2 gaan in 8 in 4 keer. Dus wat is oor? Ons oplossing x is 4. Ons tweede sommetjie is dan nou vergelyking min 3x is 15. Ons wil vir x oplos. So wat ons pla is die koëffisiënt, die min 3. So al wat ons dan doen is ons gaan beide kante met min 3 deel. En dit is 'n vergelyking wat jy links doen,
doen jy reg. So ons deel met 'n min 3. Hoekom met 'n min 3? Sodat ons kan sê 'n min deel 'n min is 'n plus en dan 3 en 3 kanselleer. En aan die regterkant gaan ons dan sê hier by 15 is 'n deurskynende plus en ons sê 'n plus deel 'n min is 'n min en ons kan dan die 3 uitkanselleer deur te sê 3 gaan in homself in 1 keer, 3 gaan in 15 in 5 keer. Dus is ons antwoord x is gelyk aan min 5. Nou gaan jy sien ons vergelyking is effe moeiliker. Nou die vraag is nog steeds los op vir x. Nou al wat nou gebeur het, is jy sal sien aan die regterkant is nou 'n 0. Dit maak nie saak nie. Jou doel is om vir x alleen te kry. So die eerste ding wat jou pla is hierdie plus 10. En wat doen 'n mens met die plus 10? Jy kry sy optellingsinverse en wat min 10 is en jy trek dan 10 beide kante af. Links gaan plus 10 minus 10 niks wees en aan die regterkant is 0 minus 10 net minus 10. Nou is jou vergelyking 2x is gelyk aan min 10. Jy wil nie 2x hê nie, jy wil x hê. So jy moet van die 2 ontslaa raak. Hoe gaan jy van daardie 2 ontslaa raak? Hy is mos nou vas vermenigvuldig aan x. So om van hom ontslaa te raak, vermenigvuldiging se inverse is deling. Dus gaan jy sê deel met 'n 2 links en wat jy links doen, moet jy presies regs doen. So jy gaan regs ook met 'n 2 deel. Daarom kan jy sê 2 gaan in homself in 1 keer, 2 gaan homself in 1 keer aan die linkerkant en daar's net x oor. En aan die regterkant gaan jy dan sê 'n min deel 'n plus is 'n min en 2 gaan in homself in 1 keer, 2 gaan in 10 in 5 keer. Dus is jou antwoord x is gelyk aan min 5. Kom ons doen nog een. Los op vir x. Min x plus 6 is gelyk aan 9. So jou eerste probleem is jy raak eers van die konstante ontslaa deur sy optellingsinverse te gebruik. Nou plus 6 se optellingsinverse is min 6. Wat doen jy met min 6? Jy trek hom beide kante af. Want dis 'n vergelyking, jy moet hom balanseer. Dan kan jy sê plus 6 minus 6 is niks, dan bly daar links oor min x en regs gaan jy sê 9 minus 6 is 3. Nou is jou vergelyking min x is gelyk aan 3, maar jy is nie klaar nie, want die vraag sê los op vir positief x. Jy het 'n min x. So hoe gaan jy van die min ontslaa raak? Onthou nou, as daar geen koëffisiënt is nie, is daar eintlik 'n deurskynende 1. Dus gaan jy nou beide kante met min 1 deel. Sodat jy kan sê, aan die linkerkant, 'n min deel 'n min is 'n plus, en aan die regterkant, 'n plus, hier is 'n deurskynende plus, plus deel 'n min is 'n min. Dan is jou oplossing, x is gelyk aan min 3. Voor ek aangaan, het jy al my video gelike, het jy al subscribe, en jy kan sommer 'n kommentaar ook lewer. Hier sal jy nou sien, die vraag sê, los op vir a, maar dit maak nie saak nie. Dit a is soos x, dis 'n veranderlike, dis enige veranderlike wat jy kan oplos. Nou, as jy na jou sommetjie kyk, jou vergelyking, dan sien jy nou skielik is daar 2 hakkie a plus 1 is gelyk aan 6. So jy gaan nou eers hard werk hier, deur van die hakkie ontslaa te raak, en hoe raak mens van die hakkie ontslaa? Jy gaan die distributiewe eienskap van vermenigvuldiging gebruik. Dit beteken mos nou weer, jy gaan die 2 vermenigvuldig na beide terme binne in die hakkie. Dus word dit 2a plus 2 is gelyk aan 6. So nou is jy terug by jou vergelyking. Jy wil eerste van plus 2 ontslaa raak, so die optellingsinverse van plus 2
is min 2, wat jy dan beide kante aftrek. Aan die linkerkant sê jy plus 2 min 2 is niks, en 2a is oor, en aan die regterkant 6 minus 2 is 4. Nou, die vraag sê los op vir a. Jy het 2a. Hoe raak jy van die 2 ontsla? Jy deel met 'n 2 beide kante. Wat ek links doen, doen ek regs. Dus kan ek sê 2 gaan homself in 1 keer, 2 gaan homself in 1 keer. Met ander woorde, hy kanseleer. So dus aan die linkerkant is daar a oor, en regs gaan jy sê 2 gaan homself in 1 keer, 2 gaan in 4 in 2 keer. En jou oplossing, a is gelyk aan 2. Kom ons doen nog ene. Weereens is daar nou hakkies met 'n min 3 voor. So die eerste ding wat jy doen is, jy gaan eers van die hakkies ontsla raak, deur te sê, min 3 maal a is min 3a, en min 3 maal min 2 is plus 6, is gelyk aan 9. Nou wil jy van plus 6 ontsla raak, so die optellingsinverse is min 6. Wat jy links doen, doen jy regs. Albei kante trek jy 6 af. Dan kan jy sê, plus 6 min 6 is niks, en daar bly links oor min 3a, en regs 9 minus 6 is 3. Nou wil jy vir a oplos, maar min 3 pla. Dus gaan jy beide kante met 'n min 3 deel, wat jy links doen, doen jy regs. En nou kan jy sê, 'n min deel 'n min is 'n plus, en 3 gaan homself in 1 keer, 3 gaan homself in 1 keer. So aan die linkerkant is daar plus a oor, en aan die regterkant, daar by die 3 is 'n deurskynende plus. 'n plus deel 'n min is 'n min, en dan gaan jy sê, 3 gaan homself in 1 keer, 3 gaan homself in 1 keer. A is gelyk aan min 1. In die volgende video gaan ek vir jou leer hoe 'n mens woordsomme gebruik wat op die ou einde vergelykings word wat jy dan kan oplos in algebra. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.